Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dis tyd vir volgens grondbesprekings en Christel Cornelissen sluit volgens ons aan. Goeiemôre Christel. Dag sy kollegas. Christel, Eskom het heelwat te sê vir ons. Ja, minder praat meer doen, nee. Hulle het inligting bekend gemaak op 'n webinar maandag. Dit hou verband met die registrasie van jou sonkragstelsel aan die netwerk. So wat hulle gister weer benadruk het, is dat hulle die koste vir die koppeling aan die netwerk het hulle kwytgeskel tot 2026 sê hulle Maart 2026. Nou die kwytskelding is reeds in 2023 bekend gemaak. So wat hulle by jou wil hê is jy moet betaal om aan die netwerk gekoppel te wees. Ek dink mense is besig om toenemend rugstyf te maak hieroor. Hulle verwys na koste wat nou vereers op sy geskuif is. Nou, onder andere is dit die tariefomskakelingsgeld, die kwotasie, die verbindingskoste, die koste van Eskom om die slimmeter te installeer. Dis so R9.000, dan is daar die slimmeter wat R7.000 kos, en dan die groot koste wat in hierdie stadium steeds op die tafel is 'n ingenieur moet dit afteken. So as jy 'n sonkragstelsel op jou dak het, met 'n ingenieur kom en moet dit afteken, en dit kos jou nagenoeg R20.000. Nou moet jy onthou, as jy reeds 'n beduidende uitgawe aangegaan het om sonkrag te installeer, dis nie 'n goedkoop oefening. Ja. Ongeag wat is dit, selfs nie eers om 'n kragopwekker of 'n inverter wat ook al aan te skaf, is 'n goedkoop. Daar's niks goedkoop hier aan en mense is half gedwing om dit te doen sodat hulle nie in die donker sit nie. Jy weet, ons hele wêreld waar ander mense werk van die huis af, mense bedryf hulle eie besighede. Ons maak staat op krag om ons ekonomie te dryf. En om elke hoek en draai voel dit vir my word daar net nog koste op verbruikers gestapel. Ek dink mense gaan in 'n stadium 'n punt bereik waar hulle sê, maar ontkoppel my. Dit is die dilemma waarmee Eskom sit. As jy aanhou, soos die Engels sê, there will be pushback. As jy aanhou om te druk, gaan mense sê, luister, ek het nou al klaar R200.000 spandeer aan my sonkragstelsel. Ek gaan nou maar net sowel nog R100.000 spandeer, dan klim ek heeltemal van jou netwerk af en dan kan jy krag vir jouself hou. En dan het iemand anders gaan verkoop, ja. Sit Eskom sonder kliënte. Dit is die probleem. Nou hulle sê dit is om die netwerk te beskerm. So ek is nie heeltemal seker, kyk, jy kan my R20.000 gee, maar ek weet van ingenieurswese niks nie. So ek kan nie vir jou sê presies wat die gevaar is met die koppeling nie, maar as ek tog nie krag terugstoot in die netwerk nie, hoe gevaarlik is ek vir jou? Daar in ons buurt het hulle onlangs, hulle is besig met die omskakel van die kragmeter na die vooraf betaalde kragmeter. Dit het daai man 5 minute met 'n spanner gevat. Weet hy haal hom uit, hy sit hom terug. Dit het nie vir my gelyk asof jy weet die ingenieur nodig het om die netwerk veilig te hou nie. Nou soos ek sê, ek erken ruiterlik, ek is nie 'n ingenieur nie, so miskien kan hulle weet van beter. Wat vir my ook kommerwekkend is dat hulle sê dit kan later verander. So hulle kan vir jou 'n beboet, né? Hulle kan jou disconnect, so hulle kan jou ontkoppel of hulle kan jou beboet as jy nou nie aan hierdie vereistes voldoen nie. Maar dan later sê hulle weet daar met 'n hersiening, daar gaan 'n hersiening wees van die vereistes en dan gaan daar dalk weer kwytskelding wees van die vereiste vir 'n professionele ingenieur om hierdie af te teken en dan kan 'n elektriesien dit dalk doen. So as ek nou besluit, ek gaan nou die R20.000 maar betaal aan 'n ingenieur en jy besluit ek gaan nie en in 2026 sê hulle okay, nee, maar nou kan 'n elektriesien wat hoogs gekwalifiseerd is, kan kom en dit afteken en dit kos jou R2.000. Jy moet nie daaroor kla nie. Ja, gaan baie bitter wees. Jy moet nie daaroor kla nie. Onthou ons het goed gehad soos e-tol wat baie mense R1.000 gekos het en die res niks gekos het nie. Dit het party mense niks gekos nie. Peer, e-tol was ook 'n stelsel wat op mense afgedwing is. Mense het uit die staanspoor gesê, ons sê nee vir hierdie stelsel. En ons regering het deurgedruk daarmee tot daai ding in duie gestort het. En jy moet onthou, mense is, om dit nou sagkuns te stel, gatvol vir goed wat in hulle kele afgedruk word. E-tol, mense het gehelp met sonkrag, gesê, luister, ons gaan die druk op die netwerk verlig, fase 6 beerkrag. Onthou julle fase 6 beerkrag, ons het basies die hele dag in die donker gesit. Permanent. En nou kom hulle, nou straf hulle jou op 'n ander manier. Dis dieselfde met belasting. Ons gaan nou oor belasting praat. Mense ontduik nie belasting nie. Hulle ontwyk dit net toenemend. En ek dink ons is besig om mense in daai rigting te druk en te sê tot hier toe en nie verder nie. Julle gaan nie nog kostes op ons afdruk nie. Ons wil nie.
Dis nie ook net ons wil nie, ons kan nie meer nie, Christel. Hoeveel Ook waar. kan jy nog uit mense uittap? Daar's niks meer om te gee nie. Ja. Ek dink mense is ook bloed nog uit 'n klip daarvoor. uit. Dit is inderdaad so. So mense probeer self en dan hoe meer jy self, hoe moeiliker word dit. Dan oor na Kaapstad wat 'n klomp planne het. Inderdaad, en dit hou ook verband met krag. So dit hou verband met Kaapstad se begroting. Inwoners kan stem, of nie stem nie, hulle kan insette lewer oor die begroting tot Januarie, Februarie, April, Mei. Dit is die konsepbegroting van 71,2 miljard rand vir energie oor die volgende 3 boekjare. Nou wat hulle onder andere wil doen is hulle wil LED ligte insit, hulle wil die Steenbrasdam, die kragaanleg daar wil hulle opknap. Hulle wil hulle eie sonkragaanleg verbeter. Nou hierdie voel vir my soos goed wat 'n mens met 'n begroting kan en moet doen. Ek weet jy lyk dit waar jy bly nie, by ons is dit dikwels baie donker, so ek is glad nie gekant teen 'n begroting gebruik vir ligte. Nou kan jy sê goed, is dit die grootste prioriteit dat my straatlig moet werk? Ek weet nie, want onthou dit spoel oor na veiligheid toe. Ja. Dieselfde met krag. As die ligte aan is, kan die stad werk. En ek dink stede gaan in 'n stadium gaan dit wel nie in 'n stadium nie. Ek dink in baie gevalle is dit reeds half 'n selling point. So jy kan sê die krag hier by ons wanneer dit by julle fase 6 is by ons fase 2. Wanneer julle krag met 7% styg ons met 2%. So bring jou sake hiernatoe. Hier is goed verligte strate. Ons beurtkrag is baie minder indien enigsins. Ons kragverhogings is kleiner. So dit word uiteindelik 'n verkooppunt vir 'n stad en ek dink dit is 'n goeie manier om jou begroting aan te wend en te sê hoe gaan ons belastingbetalers se geld gebruik om vir belastingbetalers te werk en hoe beter die stad werk, hoe groter is sy inkomste. Die burgemeester Gordon Lewis sê die bedrag wat begroot word is meer as die 3 metros in Gauteng se gesamentlike begroting vir infrastruktuur. En dit sal meer as 130,000 werksgeleenthede skep. Dis indrukwekkend. Dit is fantasties. Dit is wat ons wil hê. Hoe kom hulle by meer as 3 van die grootste metros in Gauteng? Ek het gister 'n foto gesien. Dit is nou die DA wat dis 'n slim veld tog. Wat hulle ANC beheerde munisipaliteit 'n foto van 'n sportstadion en 'n DA beheerde munisipaliteit 'n foto van 'n sportstadion. Dit staan in skrille kontras met mekaar. Mense wil hê jou geld moet vir jou werk. En in hierdie stadium voel dit in Gauteng ons geld is lui. Ek sal ook nie omgee as burgemeesters met mekaar begin gesels om te sê, "Haai, wie Christel, ek sien dit werk so goed by jou. Wat doen julle daar wat ek kan implementeer in my stad?" Maar ongelukkig gaan ons seker nie by daai punt kom nie want jy is dan nou van een party en ek is van 'n ander een, so ons wil nie met mekaar gesels nie. Aklig, want uiteindelik voel dit dan jy weet jy wil nie eintlik die land beter maak nie. Jy wil jy jouself of jy wil jou party beter laat lyk. Jy wil jou eie posisie beskerm, jy wil jou eie netwerk beskerm. Ek weet nie, ek kry dikwels die gevoel daar word nie gewerk vir die mense nie. Ons sê dit elke keer. Stating the obvious much. Ja. Christel, die ANC en die DA nader al aan 'n begroting ooreenkoms? Amper maar nog nie stamper nie. Ek weet nie hoe naby hulle aan mekaar is nie. Kyk, hulle het vir omtrent 3 dae het hulle met mekaar gesit en praat en hier teen Vrydag, as ek dit reg het hulle toe nog gesê maar we got nothing. So hulle is nou nog nie, hulle het mekaar nou nog nie gevind nie. Die DA moet 8:30 gaan hulle vandag, het hulle media konferensie waarin hulle terugvoer gaan gee, die ANC 9:00. So hulle moet mekaar praat oor die begroting en hulle kon mekaar tot dusver nog nie vind nie. Nou verteenwoordigers van albei partye Maandag was redelik positief geweest en gesê weet hulle het gepraat. Lyk vir my een van die groot kwessies was dis 'n dokument wat die DA voorgelê het wat gesê het hier is van die dinge waaroor ons sterk vir wat ons wil hê, onder andere dat hulle moontlik gaan instem tot die BTW-verhoging, die 0,5 persentasiepunt, maar nie die tweede een nie, onthou daar's 2 voorgestel. Hulle soek groter insaag in die beheer van die ekonomie en klaarblyklik het die ANC nee gesê. Nou die DA het onder meer gesê as julle aanhou om steun vir die begroting buite die regering van nasionale eenheid te gaan soek, jy weet dan gaan dit dan ook nou die einde van die RNE beteken. Ek bedoel jy kan nie 'n RNE hê en jy's heeltyd besig om buite te gaan karring nie.
Maar daar word op hoë vlak word daar samesprekings gevoer. Hierdie is politieke onderhandelings. So die tesourier, die minister van Finansies is nie hierby betrokke nie. Hoopelik kry ons vandag 'n behoorlike terugvoer. Kyk, daar in die parlement is daar ook 'n proses aan die gang. So die gesamentlike finanskomitees moet vandag sit. En dan as ek reg is met daar môre gestem word. Nou as daar vandag een of ander vorm van ooreenkoms is, dan het die minister tyd om te reageer. So daar gaan waarskynlik dan nie môre gestem word nie. Maar hierdie is werklik deurslaggewend vir die regering van nasionale eenheid. As 'n regering nie 'n begroting kan deurvoer nie, wat is hy? Ja. Waar laat dit jou? Hoekom het ons jou dan? So dis amper so, ek wil nou nie sê 'n inploffing van die regering nie, maar as jy nie 'n begroting wat eintlik maar kom ons sê een van jou belangrikste dokumente, indien nie die belangrikste dokument is nie, maar dit is waar jy in jou geld gaan. As jy dit nie kan deurvoer nie, is jy in die moeilikheid. So hopelik kan die mense mekaar vind. En ons ek dink dis seker maar stap in die regte rigting as hulle ten minste kan begin praat met mekaar. So dit is 'n positiewe wat mens seker nou maar kan sê jy vat daar uit of hulle nou gaan ooreenstem of nie, is ek nie seker nie, maar daar's dialoog en ons sien nie gereeld dialoog wat gebeur nie. So Dialoog is goed en dialoog is belangrik. Ek lees iewers dat hulle sê dit die ANC besef nou hy regeer nie alleen nie. Nou dis 'n stelling wat ek nou al op verskeie plekke gelees het. Ek weet nie, miskien sien ons dit. Ek weet nie of die ANC dit sien nie. Ja. Kristal, dan weet ek net steeds nog nie hoe daar net een rybewyskaartmasjien in die land is nie en die ding breek gereeld. Ek kan nie, dit is ek kan nie hierdie verstaan nie. Ek dink gereeld is sagkens gestel. 26 jaar oue stelsel wat reeds 159 keer gebreek het. Asai, 159 keer. Die ding is meer stukkend as wat hy werk. Ja, kyk, daar's mense wat sê ons is 'n generasie wat niks regmaak nie. Nee, as die yskas snaakse geluid maak, dan gooi ons hom uit en koop 'n ander een. Maar nie hier. Nee, ons hou vas aan daai masjien. As hierdie masjien 'n snaakse geluid maak, dan sê ons bring ek jou 20. Jy skop hom hier onder en daar kom 50 kaarte uit. Ons lag nou, dis waansinnig waarmee ons besig is. Hierdie masjien moet vir miljoene motoriste rybewyskaarte druk en dis nog een van daai goed wat net sloer en sloer en sloer. So Outa, hulle soek antwoorde oor 3 goed. So die rybewyskaarte, hoe lank dit geldig is. Want hy met elke 5 jaar moet jy gaan herhê. Daar was al van tevore voorstelle vir 10 jaar, daar was ergens een vir 8 jaar. Ja. Dis al in die staatskoerant aangekondig dat dit gaan verleng word tot 10 jaar en toe sonder waarskuwing en sonder verduideliking net weer teruggetrek. Ja, dit is net weg. Ja, soos baie mense se rybewyskaart, dit is net weg. Ons weet nie waar dit is nie. So dit is die geldigheid daarvan, dit is die probleme met die drukker en dan nou die kansellasie van 'n tender aan 'n maatskappy wat hierdie vir ons moet doen. Ons die ouditeur-generaal het wesenlike probleme uitgewys met die toekenning van die tender. Outa sê as hulle aangaan met die tender, gaan daar waarskynlik van die ander tenderaars wees wat hof toe gaan hieroor. En hulle sal waarskynlik ook regstappe doen. Wat is die plan, Karels? Nee, ons vra nou al, ek dink vandat ek hier begin aanbied het wat die plan is met hierdie masjien. Kan ons nie net 3 ten minste kry nie? Een werk duidelik. Wat? 3? Ek sê maar net. Daar's nie eens 'n begroting vir die land nie, nou wil jy masjiene koop. Nee, kyk wat hulle het gesê, dis 1 en dan is daar 1 backup, maar in hierdie stadium is backup ook nie. Nee, niks werk nie. As jy nou 'n rybewyskaart het, moet jy klou vir lewe en dood. En as hy verval, klou steeds. Jy ek klou weet nie. net steeds. As jy nie lekker haargewys lyk nie, klou net. Miskien moet die departement van vervoer of so lotto speel. Dalk die geldjie wen by die lotto en dan kan hulle 'n masjien koop. Jy weet nooit. Nee, want Peer, jy gaan moontlik binnekort ook nie meer 'n lotto kaartjie kan koop. Ag nee, wagtig. Is die masjien ook stukkend? Iemand met kaartjies druk, nee. Ek weet nie wie nie. Die probleem met die Ituba wat die huidige lotery-operateur is, se lisensie verval. En hier is die afgelope ruk geweldig gesloer met die toeken van 'n nuwe lisensie. Nou van die beheers vir die nuwe lisensie is geweldig agterdogtig oor hoe die proses verloop. Hulle sê dit lyk amper asof die huidige operateur wat Ituba is op 'n manier bevoordeel word
deur die vertraging van die proses. So die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging het vroeër aangekondig, die lisensie verval nou, dit is so daar gaan 'n tydelike lisensie toegeken word, want die toepassing kan nie weer hernu word nie. Toe nou, hierso uit die bloute uit verlede week, maak hulle 'n ding bekend, dis nog nie algemeen bekend gemaak nie, dis op 'n geslote platform vir beers, sê hulle nee, jy gaan nou nie meer 'n tydelike lisensie wees nie, hy gaan nou 'n aankondiging doen as hy tevrede is, voordat Ituba se lisensie verval. Die probleem nou hier is, sou Ituba nie weer die operateur, weet die suksesvolle beer is nie, dan gaan 'n nuwe maatskappy moet oorneem. En dit vat geweldig baie tyd, dit vat maande, om die sagteware op te stel, en jy met masjiene sit, waar mense kan kaartjies Systeme in plek te sit. Ja, miskien kan hulle sommer vir ons die rybewyskaartjies daar druk, terwyl hulle besig is, Jennifer. Ja. So, 2 vleie met 1 klap. So, hulle sê, hierdie proses kan eenvoudig nie werk nie. Eers sloer dit geweldig, toe is dit vreeslik haastig. Een van die beers is reeds hof toe, om te sê, kyk, jy moet nou 'n besluit geneem word. Jy moet onthou, om te tender hiervoor is duur. So hierdie maatskappy het reeds miljoene rande spandeer om hulle tenders voor te berei, om dokumente in te dien, om stelsels in plek te kry. So hier is baie groot geld op die spel. Ek sien hulle het gepraat van die tydperk, Ituba se oorspronklike lisensie was 8 jaar en dit was ter waarde van tussen 60 miljoen en miljard. Tussen 60 miljard en 65 miljard oor die leeftyd van die lisensie. So hierdie is baie geld wat op die spel is. En ek dink of jy 'n lotto-speler is of jy nie 'n lotto-speler is nie, weet baie mense voel dit is nie vir hulle nie. Moet 'n mens kennis neem van die proses wat hier aan die gang is. Dis 'n pot geld wat in een of ander tender se voete lê. 'n absolute goudpot, en aan wie gaan dit toegeken word? En waarom? Ja. Is dit aan die beste kandidaat? Is dit aan wie? Jo. Dan Kersal, hier stuur my so ons stel haaglike toestande van ons polisiestasies. En dan weer eens, en dis die vraag ook in die artikel, hoe verwag jy mense moet in hierdie omstandighede werk? Hierdie was die parlementêre komitee oor polisie. Hulle het oorsigbesoeke by verskeie polisiestasies gedoen, onder andere in KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap, né? Yes. Ja. Van hierdie polisiekantore val absoluut uitmekaar. Hulle was onder andere by 'n honde-eenheid gewees, so daar's honde, daar's hanteerders, van die honde is oud, van hulle het nie toegewyse hanteerders nie. Die water drup deur die dakke, van die toilette in hierdie plekke werk nie, die lugversorging werk nie. Maar gaan kyk na die fotos. Jy kan eenvoudig nie van mense verwag om met trots hulle werk. En dan is daar nog steeds mense wat elke dag met 'n netjiese uniform en blinkgepoetste skoene opdaag en lede van die publiek met deernis en trots dien. Ek weet, en van bo af lyk dit amper asof ons geen respek het vir hierdie mense wat na ons moet kyk nie. Hulle kyk na ons moet dan tot 'n mate ook na hulle kyk. Niemand wil in 'n kantoor werk wat water uit die dak uitdrup, of jy moet loop om 'n toilet te gaan soek wat spoel. Nee, dis belaglik. Dit kan eenvoudig nie so werk nie. So die komitee sê dit is die verkrygingsbestuur van die polisie en openbare werke. Hulle moet hulle sokkies optrek. Ons het 'n misdaadprobleem wat ons van polisielede verwag om iets aan te doen. Jy weet, dan moet daar van hierdie mense verwag word om hulle kant te bring, om dit minstens moontlik te maak. Absoluut. Dan die brilpaddas. Kom ons gesels oor hulle. Jy kry 'n padda, almal kry 'n padda. Luister, is baie paddas. Ek weet nie, dis nie die 10 pla wat ek bring nie, dis net paddas. Dis interessant dat die laaste ruk baie gereën op baie plekke, onder andere in Noordwes, in die Oos-Kaap, en oral kom daar paddas op. Nee, oek. Ek wil nog vir julle sê, dis mooi, so hulle praat van baie klein donkergroen paddatjies met 'n helder groen streep in die middel van hulle lyfies. Hulle is in waterpoele, so daar's reuse brilpaddas en dan is daar Afrika brilpaddas. En ek sien die grootste verskil is in hulle grootte. Ja. So die reuse brilpadda ongeveer 7,6 cm, die Afrika brilpadda baie groter. Maklik so groot soos 'n sopbord. Nee, Christel. En hulle kan tot 2 kg weeg. Ja, dis 'n meneer padda. Dis proteïene vir 'n medium gesin. Ja, ek sien hier Gerard Verdoorn sê hy het 'n groot brilpadda in sy tuin gehad wat omtrent net elke 3 jaar uitgekom het wanneer dit nou baie gereën het.
En hy het in die aande vir hom dagoud kuikens gevoer. Nee, So dan het hy uit sy gat gekom, geëet en dan het hy weer na dieselfde gat gegaan en homself so toegegrou. Dit is nie eens weer daar's 'n gat nie. Awesome Jennifer. Die natuur is wonderlik. Jy kan nie jou katte en honde in die tuin toelaat nie want daar's 'n brilpanna. Nee, die klein jolkie moet 'n klokkie hê want anders Nee, maar Christel, gaan jy nou nie daar stop? King sê sy pens. gaan kyk gerus na die berig op Landbou Weekblad. Dit is daai geluid wat dit maak, dis baie mooi. Paddas is nie vir almal nie. Met sy Maar dis nooi in die wonderlik vlei. en dit Dis wonderlik hoe iets wat net onder sekere omstandighede gebeur. 'n Padda so groot soos 'n sobbord isolaat. Maar dit is nog steeds baie mooi en dit is spesiaal. Maar hou die jolkies binne. Ja, dit is baie spesiaal. Christel, dankie vir die saamgesels. Dankie julle. Dit is Christel Cornelissen, bly gerus ingeskakel, net hier nog alles voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.